Dit is baie lekker om hier vanoggend op hierdie maandagoggend die 28ste April te mag groet in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Eerskomende Sondagoggend preek ons so 'n bietjie uit die boek van Openbaring uit. Soos jy weet is dit 'n redelike kontroversiële boek en daarom vra ek dat u saam met my sal bid dat die Here deur sy Gees ook Sondag die sluier sal lig sodat ons 'n bietjie 'n kyk sal kry, beter verstaan sal kry rondom die tyd waarin ons onsself bevind as kerk. Geliefdes, hierdie week egter fokus ons op een van die basiese behoeftes van die mens. En dit is die behoefte om veilig te voel. Ons gaan môre so 'n bietjie kyk na 'n stad met die naam van Tyrus, oormôre so 'n bietjie kyk na 'n groot skip met die naam van Titanic, en so sal ons bietjie hierdie behoefte rondom die gevoel van veiligheid met mekaar deel en mekaar weer eens bring by 'n plek waar ons weet, die Here bly die basis van ons veiligheid. Nou ja, een van die mense basiese behoeftes is om veilig te voel. Ons soek hierdie veiligheid in ons verhoudings met mekaar. Ons omring ons uit die aard van die saak met mense wat ons liefhet, want dit laat ons veilig voel. Ons streef ook daarna om in ons verhoudings aan mekaar die gevoel van veiligheid te gee en te bring, nie waar nie. Dit is vir ons belangrik dat ons lewensmaat, ons kinders, ons vriende, veilig en op hulle gemak by ons moet wees en moet voel. So gaan ons ook verder buite ons verhoudings natuurlik om, en ons skep ook vir ons baie materiële strukture om hierdie behoefte van veiligheid aan te vul. Mens dink byvoorbeeld daaraan, jy bou vir jou 'n stewige huis van stene en sement wat sterk is, nê. En dan beveilig ons hierdie huis natuurlik op allerlei maniere ook in ons land om nog veiliger te voel. Verder versamel ons besittings, neem versekering uit, dra by tot pensioenfondse, alles in 'n poging om ook vir die toekoms 'n mate van veiligheid te bewerkstellig. Maar as ons vanoggend stil raak, dan sê ons vir mekaar, veiligheid gaan 10-1 in hierdie wêreld en in die lewe soos wat ons dit ken, nie ten volle 100% ooit kan realiseer nie. Maar dat God by ons is en in sy Gees by ons is onomwonde so. Maak dit dat jy noodwendig op hierdie tydstip en in hierdie wêreld veilig is, soos wat ons veiligheid verstaan, naamlik liggaamlik veilig? Nie noodwendig nie. Is jy geestelik veilig as God by jou is? Wel, as jy met hom wandel en sy kind is, verseker so. En mag jy daarom vanoggend net vir 'n oombliekie stil raak en jou daaraan herinner dat veiligheid moet eintlik in die eerste plek gaan oor jou gees, oor jou siel en oor dit wat ewigheidswaarde het. En veiligheid behoort nie te gaan oor die tydelike, oor die liggaamlike en oor die verganklike nie, nê. Mag ons vir 'n oombliekie dan net sê, Here, wil U deur die Gees, dit wat regtig saak maak, vir ons kom beveilig. En ons bid dit vir mekaar, ons bid dit as gemeente vir mekaar, ons bid dit vir mekaar as kerk. En hoe anders as deur die Gees in die mooiste naam aan ons bekend, die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.